Ek gesels vanoggend met 'n vrou wat 'n paar hoede dra. Sy's 'n skrywer, blogger, motiverende spreker, 'n persoonlike stylis en dan is sy nog 'n ma van 3 en die welbekende Heinz Winkler se vrou. Alette, welkom by die groot ontbyt. Baie dankie. Dis lekker vroeg, né? Dit is. Het jy net eendag opgestaan en besluit ek wil ander vrouens mooi maak? Sjoe, nee, glad nie. Dit kom eintlik al van klein tyd af. Ek het altyd 'n liefde gehad vir mooi goed bymekaar sit en mooi klere dra en op universiteit het my vriende vir my gesê kom stop net saam met ons asseblief want jy het ook nie geld nie, jy's 'n student, maar jy maak dit werk op 'n manier. En dit was altyd in my agterkop. Ek het nooit gedink dit gaan 'n loopbaan wees nie. En toe het die dinge maar net so begin uitwerk dat dit toe gebeur het. Wow. Alette, baie min mense weet dat jy eintlik 'n graad in journalistiek het. Hoe het dit vir jou gehelp of hoe help dit vir jou vandag? Sjoe, ek is so dankbaar dat ek dit gedoen het. Ek is passievol oor skryf. Ek dink nie ek het mooi na matriek eintlik geweet wat ek wil gaan doen nie, maar dit was een van die kursusse wat opgekom het. So ek sê, okay, ek hou van skryf, kom ons doen dit. Maar my eintlike rede hoekom ek dit gaan doen het, was om TV-werk te doen. Ek wou aanbieding doen. Oh, wow. So en dit het net nadat ek geswat het, dit nooit gebeur nie. Ek het 'n paar geleenthede gekry en 'n paar goed gedoen, maar dit het nooit gebeur nie. En dit is vir my so amazing dat dis asof die Here jou voorberei oor 'n lang tyd en dan eendag bam, dan kom goed jou pad langs. So ek is so dankbaar dat ek geleentheid kry om te skryf, om TV goed te doen, om daai graad eintlik te nou mooi waarde vir my geld te kry vir daai ouetjie. In 2012 was jy benoem as die beste blogger deur Sari. En jy het al 'n paar boeke uitgebring. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ek is baie lief vir vroue en ek is baie lief om met vroue te praat en ek is ook lief vir kinders. So dis baie lekker. Ek voel regtig bederf. Ek voel soos 'n wit broodjie want ek kry die geleentheid om regtig klomp passies te kombineer. Ja. So my eerste boek wat gepubliseer was die Lalle Bybel wat ek vir kinders geskryf het. En toe het ek een geskryf Môre is Maandag wat gebore is uit die blogs wat ek geskryf het. So ek het 'n boek nou saam met die blogs geskryf en 'n volgende uitgekom genaamd Trek aan met selfvertroue wat bietjie meer van 'n make-over boek is. En dan is daar eenetjie wat binnekort die lig gaan sien oor die Spreuke 31 vrou en dan van nog 'n slaaptyd storie kinderboek ook in die ergens binne. Besig om uit te kom. Julle is verskriklik besig, jy en Heinz en julle met 'n paar balle in die lug en hou. Hoe doen julle dit? Met baie wyn. Ja, Jack. Ons het gisterand letterlik gesit en met ons dagboeke. Dus ek sê, goed, kom ons kyk net gou 'n bietjie, net gou die res van die jaar. Wat gaan aan? Jy's daar, ek's daar. Goed. Ouma en oupa? Jy's daar, ek's daar. Oupa en ouma. So dit kos definitief beplanning. En partykeer daar kom 'n tyd, veral hierdie tyd van die jaar wat dis asof die wiele partykeer afkom en ons het al op lughawens verby mekaar geloop en mekaar ge-high-five, dan's ek op pad terug en hy is op pad weg, dan is dit net soos, hello, you fool, I love you. Ek joke. En so, dis rof, maar ons weet ons moet dit doen. As ek nie passievol was en seker was dat dit is vir my roeping en hy nie syne nie, sou dit ons gevang het. Maar ek dink ons thrive op daai energie en dis vir ons lekker om die land te kan sien en te kan doen waar ons passievol is. Ja. Julle het 3 woelige seentjies en om hulle is so 6. 12. Hoe balanseer julle tyd met hulle ook? Ja, hulle is kyk, hulle is so integrale deel van ons lewe. Ons kan dit nie regtig deel nie, maar wat vir ons wonderlik is die feit dat ons van die huis af werk, ons albei. Ek is bo in die huis, hy is onder in die huis. So ons met mekaar SMS stuur as ons mekaar nodig het. Soos antwoord daai e-mail asseblief nou. Maar so die kinders is deur die dag rondom ons, by ons. Hulle kan enigtyd inkom. Ek is besig partykeer met konsultasies, dan kom hulle oor daai en sy daai en sy koekie gevat het en hulle weet hulle kan dit doen. Ons is basies meeste in die week by die huis, waar naweek is weer ons weggaan. So ons is bietjie andersom as normale ouers. Maar die kinders, dis al wat hulle ken en hulle embrace dit en hulle gaan saam met ons en ons probeer 'n punt daarvan maak om elke dag saam met hulle te gaan stap, te gaan speel, lekker goed te doen. As ons die naweek by die huis is, dan gaan ons kuier met mense en vriende wat ook kinders het. So ons probeer regtig net die beste daarvan maak, maar dit is nie maklik nie. Ek gaan nie op nie. Dit is altyd baie maklik. Maar Alette, daar is groot dinge op pad vir die res van hierdie jaar vir jou. Vertel ons daarvan. Ek het hierdie wonderlike vriendinne wat soveel idees vir my gee. Ek gaan regtig nie die eer van vir hierdie nie, maar ek het net agtergekom daar's soveel vroue wat voel na aanleiding van my TV-program en van boeke wat hulle lees, hulle wil by jou uitkom, hulle wil hoor wat moet ek dra.
ek sien altyd die ding, maar ek weet nie, gaan hy vir my pas nie. En toe het ek agtergekom daar's regtig 'n groot behoefte en dis vir vroue ver om te reis na my toe wat in die Kaap is en ek kan nie by almal uitkom nie, maar toe het ons besluit, goed, kom ons maak 'n plan. Ek begin supergroep konsultasies waar ek letterlik 30 vrouens op 'n slag sien. Ek gee vir hulle almal die algemene inligting oor waarna kyk ons en dan kan ek elkeen individueel konsulteer. Dit is jou liggaamsvorm, dis jou gesigvorm, dis die tipe klere wat jy moet dra. En ek het dit gekombineer met praatjies wat ek het reg oor die land. So as ek sien na Kimberley toe gaan vir 'n praatjie, dan bly ek 'n middag aan, kom ons doen gaga 30 vrouens in Kimberley en in Bloemfontein en in wherever. So dit is nou nogal 'n ding en dit is op my Facebook bladsy, jy kan oral sien waar is ek en ons gaan seker binnekort begin datums vasmaak vir volgende jaar ook, want nou staan skielik, wat van potjie, kom jy nie klaar gesorg toe nie, ek het 3 kanan. Anyway, ek love it. Alita, ek wil vir baie dankie sê, dit was so lekker om vanoggend saam met jou te kon kuier, en ek is regtig jammer dat ek nou nie vir jou kon vra, wat is in hierdie somer nie? Ai, nou gaan julle maar moet wag en sien, né? Dit was Alita Winkler saam met ons hier vanoggend, ek hoop jy dit sommer baie geniet.